Vader, ons kom vanoggend na U toe in die mooi naam van Jesus. Nou, ons gaan net lekker chat, lag, miskien droewig wees, huil, doen wat U wil hê ons moet doen. Maar Here, aan die einde, dat almal hier uitstap, en ook die wat vir ons op televisie kyk, dat hulle geboost sal word, dat hulle verander sal word. Here, U weet wanneer gaan U 'n boodskap bring van rustigheid, en wanneer gaan U met 'n rustige windjie deur ons kom. Maar wanneer U ook gaan kom met 'n donderstorm, doen U ding in Jesus naam. Ons het vanoggend 'n klomp goedjies wat ons gaan doen, maar eers wat ek wil doen is, sit vir ons 'n bietjie die, ons gaan so deur, baie vinnig, en mag die Heilige Gees ons lei. En mag iemand geboost word, of iets ontvang van God, mag jy daar by die huis iets ontvang. Van die goed gaan uitgesny word, van hulle gaan opwees, maar dis nou nie ons ding wat ons moet oorwaar nie. Maar die Here gaan hier met krag werk, in Jesus naam. Ok, nou ja, vanoggend kan ons nou regtig, as kinders presteer, gee ons die Here eer. So vir Anna Isabella en vir Fran Luca, wat onder 'n baie ouer ouderdom as hulle in is, en nou wil ek sommer vir almal bid. Nou begin die ander goed. Nou begin die goed, soos R2500 per Griekeland Wes baadjie in stelletjie, om te gaan deelneem. So bid vir hulle, vir daardie tipe goed, en ons verheug ons. Kom ons gee God 'n handeklap as ons kinders presteer. Ek hou sommer aan, en ek weet nie presies waar is dit nie. Is nou of vers 11, of hoofstuk 11, of het is maar in Deuteronomium. Ek het so vermoed, dit is 5 vers 11, of 11 vers 5. Moenie daarop gaan nie. Staan daar, leer jou kinders op die pad, leer hulle waar jy beweeg, leer jou kinders heeltyd van die Here, vertel hulle stories. Die Bybel is vol dat jy jou kinders verhale moet vertel. Die ou Israeliete moes alles wat gebeur het, die see wat oopgekloof het, aan die kinders vertel het. En sit hy kindertjies, wow, oom Moses was groot. Verstaan? En dan gee hulle vir God die eer. Jy moet jou kinders vertel. Hoeveel ouers slip nie op nie, om hulle kinders oorlogstories te vertel, hulle kinders van hulle stories te vertel, maar van Jesus is ons stil. Kom ons, as jy eendag kinders sit, en wanneer jy kinders sit, vertel jou kinders van Jesus. Ok, dit aangelaat, gaan 'n bietjie aan. Nou ja, hier heel regs wil ek hom net vir julle wys, hoe het François gelyk 11 jaar terug, toe hy gaan trou, en hoe Andres gelyk. Dis Andres daai, hoor, ek noem dit sommer net vir snaaksigheid. Dan heel links wil ek hê jy moet julle hande klap gee vir die mooiste vrou in Suid-Afrika. Man, hulle het eintlik gevra ek moet inskryf vir haar, maar toe besef ek hoe ver gaan sy wen en hoe sleg gaan die ander voel, toe ek dit nou mag gekanselleer. En dit is my altyd interessant om van vooraf na my vrou se gesig in hierdie tyd te kyk. Julle kan omdraai en kyk, want sy staar net so voor haar nou. En sy kyk hier links of regs. So kyk 'n bietjie, hoe lyk Tannie Stella as sy okay, come on. In die middel by die arbeidsplaas. Nou ja, daar is nog. Wally het vir my foto's bymekaar gesit. En hy het gesê, jy gaan weet wat om te sê. So, ek weet nie wat kom nie, net soos julle. So, prys die Here, kom ons gaan. Daar is hy, ons ken die familie, prys die Here. Ok, daar links het ek en François hierdie eer gehad, wat iTravels ons aangedoen het, en die Here ons aangedoen het. Op die boot op Galilea speel François. En natuurlik daai geselfde prediker, hy rooikop ou. Dit lyk nogal so. Die 4de keer wat ek op die boot is, en ek dink as ek reg is my 3de keer wat ek die geleentheid het om op die boot die diens te doen. Een keer het toe my maag ongesteld was, toe het op hierdie keer kon ek lekker, Frans was sê, nou is hy heel visueel, hy kon die engine kamer sien, hy kon al die goed sien, maar het sa, so prys die Here, maar het sa tot die serpies gesien,
wat daai dag gebruik was amper. Okay, come on. Nou ja. Daar agter wil ek eintlik vir julle wys. Sien julle vir Pikkie. Check net, ou Pikkie Jim ook, dink ek in die ander skelm as julle weg is. Want check daai man se borskas. So, ek weet nie wie se foto's is alles hier op die, maar gee 'n bietjie vir Lientjie en Pikkie 'n lekker handeklap. Net lekker. Jy weet, Henry wat nou hier nie aangesluit het, die sendeling, hy kyk so toe hy vir Pikkie die eerste keer sien. Hy sê, wat? Hy het sy lisensie daarom gedoen. Is dit nie wonderlik, dat die wêreld so klein is nie? En ek wil nou nie oor die ander iets getuig nie, maar ek praat met 'n ander ou laasweek. Hy sê, daai Speedkop van Middelburg, jy moet hom nie vloekie, dan is jy gevloek. Maar okay, hy het gechange intussen, so prys die Here. Ek sal hom Speedkop met my vloek. Maar dat is ek om die kar gedrap. Maar okay, volgende Henry, baie welkom hier. Nou ja, ek wil vir die studente dankie sê. Weet julle wat, ons is nog nie amptelik oop. Ek het nog eers verstrys gaan sien en ons maak hierdie advertensies. Ons kom by dit, want ons is 'n bietjie agter. Want ons, die goed vat lank om reg te droog, want ons wil nie cheat nie. Toe ek hierdie week sien, mense wat ek nie ken nie, hoe gesels hulle op Facebook. Nie ons mense nie, ander mense, en sê, hoe het haar man jare hierdie goed gebruik, en skielik nou, het hy genesing gekry. Mense, toe loof ek God, toe weet ek hier kom 'n ding, dankie Lindy, ek uit my kop uit, dink ek vir laas maand het ons R6,000 gemaak, ons het nog nie adverteer. Ons is met iets besig, en God kry die eer, en julle bring dit, en dit gaan in die evangelie in, weer 'n besigheid wat ek vir my begin het, maar dit gaan in die evangelie in, ons saai, maar ek wil vir julle sê, julle sien daar onderlangs, partykeer is 'n ou nie luister nie, dan moet jy hom bietjie oriënteer, en dis vir Jan Hendrik, wat ek net daar wys, is jou oë reg, Jan Hendrik, om mooi te sien, en hy kykie, toe moet ek hom help kyk, nee Jan, okay, maar prys die Here, gaan so bietjie aan, okay, ek het geweet, ek het geweet, my nagmerrie gaan ook hier wees, maar, hier is Katiet wragtig waar, en luister hier, kom ek noem vir julle iets waaroor julle moet bid, ernstig, ek is Stella wil vir 3 maande diens gaan doen in Israel, by die graf, al die groepe wat inkom, dit sal 'n groot eer wees, maar ons kan dit nou doen, groot eer wees, en ons gaan vir 3 maande by die graf, wat is dit? Hoekom? Ja nou, nee, ek weet nou wat ek daarna moet sê is nou baie moeilik, maar daar's 1 struikelblok, voor ons daar kan kom, en toe jy self gisterand gesê, toe ons ry by Esnelle, toe ek jou sê, ja verseker, moet Katiet eers, ek weet nie hemel toe gaan of waar toe gaan nie, maar kom ons bly nou stil, ons praat nie daaroor nie, maar ek en Stella gaan op 'n bestemde tyd, dan Israel toe vir 3 maande, waar ons gaan werk by die graf met groepe, van alle nasies oor die wêreld, sal dit nie wonderlik wees nie, kom ons gee geen ander uitspraak nie, maar ek is ook lief vir die kat, gaan aan. Nou ja, nou daar, as ek reg is, net interessant, die vrou wat daar voor staan, werk vanoggend in Gaza, by die UNRWA, by die United Nations, hulle het ook hulle dienste daar gaan aanbied, so dit is ook daarom iets goeds, maar okay, daar links, in die dooie see, hoekom is daar so see, met sulke klomp water, wat so sout is, want 2 mans het besluit hulle vry, en 2 vrouens het besluit hulle vry, en toe raak God haat dit so, hy noem dit die liefde en mercy en genade nie, God sit 'n soutsee oor dit, en hy sê hier, groei niks weer nie, behalwe daar's profesie later, anders kan eendag met ons daaroor praat, wat gebeur later, maar, kom 'n bietjie hierso, Adria, en jy's al een wat toestemming, draai so na die mense, wat toestemming sal hê om moontlik nou net gou buite toe te gaan. Dis die dooie see se water wat hy soet, verskriklik soet. So hou jy van soet goed? Ja.
Okay, proe hom vir ons en kyk vir ons in die kamera. Gooi hom soms so op die tong. Ja, gooi hom asseblief. Kyk in die kamera. Mag ek vir jou vra, hoe smaak hy? Fantasties. Okay, kom ons kry 'n volgende persoon, want dankie, gaan sit. Ryan, kom gou hier. Ryan, die dooie see se water. Net vandag en dan. Ryan, wag, kom ons maak so. Staan net so dat jy na die kamera, ons is 'n kamera gemeente. Staan, kyk na die kamera. François 2, kom staan hier. Linkie, kom staan hier. Stanley, kom staan maar, terwyl jy so. En dan, Stefan en Teens, kom staan hierdie kant. Okay, nou gaan ek so 'n bietjie. Dis die dooie see se water wat soet geraak het. Maak oop sommer die mond. Kyk, bly kyk vir die kamera. Kom dit. Kyk vir die kamera asseblief, dit is belangrik. Ons soek gesigtrekke. Daar's daar niks in. Kyk vir die kamera. Okay, my. Kom maar praat. Jy kom maar praat. Staring is goed. Kom maar. Lentjie, as jy doen dit nie op jou eie keuse. Okay, wag gou, kom ons kyk. Kom maar bietjie hier. Hey. Ek noem maar net die water wat julle dryf het seker al 3-4 miljoen mense wat daar geswem het. Maar sout genees. Kom staan gou. Nou kan 'n estetiek dien. Gaan julle maar wag, kom staan net gou. Hoe sê net vir ons vir die kamera. Wag, ek gaan nou. Hoe was dit? Ons baie nice. Is dit sout of soet? Was baie sout. Okay, baie sout. Ja, sy kry sommer cholesterol van hom. Van een slukkie. Dis 'n interessante soutappel. Okay, kom julle twee. Mense daar by die huis geniet dit saam met ons. Okay, wil jy nog hê? Nee. Nou staan net uit. Staan net uit. Pas op vir die kameras vandag. Okay. Ek dink ek wil vir Teens eers hê. Wat jy dan met my hele bottel? Kyk ja. Hoe sê? Lekker. Sê weer Teens. Baie lekker. Hy kom van Mosselbaai af. Hy ken nie sout is. Okay. Okay. Ek wonder. Nee, jy so vrek dan. Hy's olierig in my hande, so sout is hy. Kyk. Wag, kyk. Smaak asof 'n engeltjie op my tong gepiepie het. Okay. Nou ja. Jy ook try. Nou, druk net jou vinger aan. Net bietjie. Okay, kyk. Okay. Okay, kom maar een keer. Nog 'n laaste een. Okay, ander sê nou vir my die olie wat ek so, my hand is vol olie. Die is die magnesium. As jy in hom ingaan, is daar ook 'n genesing effek op vratte, al daai goed. Okay. Hy wil graag sê. Kyk in die kamera. Wag eers, laat ek net vir jou gou vra en dan is ons klaar. Okay, hoe is hy? Baie souterig. Okay, kom ons gaan aan. Jy moet net seker vir hulle verduidelik, wanneer jy in die dooie see ingaan, dan sink jy nie. Jy float. Nou, interessante gedeelte van Sodom en Gomorra wat ons lees in Deuteronomium is, dit was so pragtig soos God se tuin. Dit was verduidelik as God se tuin. Hulle het oorvloed gehad, hulle het alles gehad wat hulle wou gehad het. Vandag groei daar nie eers alge daar nie. En baie keer ons het hierdie prentjie in ons kop, Jericho wat by die dooie see sit en Jerusalem, omdat ons in Suid-Afrika bly. Dis mos nou 'n eindtyd mekaar uit. In realiteit is dit minder as 70 km uit mekaar uit.
En in Jerusalem kry hulle oor die tussen 200 en 500 mm reën per jaar. Dit hang af van die reënvalseisoen. Net 20 km verder, waar die woestyn beginne, kry hulle 10 mm reën 'n jaar. Want God het gesê, ek gaan hulle nie ongestraf los nie. Mense, al hierdie goed, ons moet daarna kyk. Hoe kan ons dan sê die Bybel bestaan nie? Verstaan julle? Okay, kom ons kyk die foto's aan. Nou ja, hey, hierdie ou hier regs, ons sal moet bid vir hom. Waar is hy? In die middel, daai ou links daar aan die kant, sien julle hoe hy gym? Maak net gou so met jou spiere, maak gou, dat die mense sien. Nou dis hoe daai ou gym. Gee aan 'n klap hier mense. Jo. Dan die ou binne. Ek sal bly wees as julle elke dag, ons weet ons hier ook 'n MJ vir hom, kan julle ook bid vir daai MJ, ander se oudste seun, bid elke dag. Sê net Here seën hom, seën hom. Gaan julle dit doen? Het ek dit van julle? Gaan julle dit neerskryf? Skryf dit neer en doen my guns en bid elke dag vir hom en seën hom in Jesus naam. Nathan, kom net gou hier. Ons wil by jou hoor, want hierdie ou is 'n sondaar lyk vir my of hy bote roof. Kom gou hierso. Kyk gou daar op die kamera. Jy sien daai ou daar regs. Wie's dit? Nou hoekom is jou oog seer of wat is fout? Nee, ek moes dit so aantrek vir die skool. So julle skool is dit klomp seerowers. Nee, ons moet dit goed aantrek. O, moet julle net sulke goed aantrek? Ja, Nou wat gaan jou volgende pakkie wees wat jy aantrek? ek weet nie. Wat van jy lyk soos 'n Turksvyplant, 'n Itolavia? Nee, Nee, okay, geef hom 'n lekker hande klap. Okay, jy kan hier sit of jy kan loop, net soos jy wil. Okay, kom ons gaan aan. Daar is jy, kom net sê jy ook vir ons, kom staan hier. Kom staan hier, praat soos Nathan. O, okay. Wie staan in die middel? O, is, okay, die kinders was nou al baie hier, kom ons gaan aan. Okay, soos julle weet, die Nexe het hierdie slideshow saamgesit. Verstaan julle? Nou verstaan ons alles. Nou ja, kyk, hulle tweeetjies gaan 'n bietjie op verlof. Kyk 'n bietjie terug. En gee hulle hande klap. Ek het vir julle 'n positiewe en 'n negatiewe storie. Die positiewe kant is, julle is van Woensdag van Wally ontslaag. Gee hande klap. Okay. Die negatiewe punt, oor 10 dae, oor die ander punt, dan die Stella is in beheer van School of Fire. Okay, ek dink party het hulle eie stemme nou. Okay, kom ons gaan aan. Nou ja, daar is ons pragtige mense, ek gaan nou nie by elke foto staan nie, want dan gaan ons te lank vat. Dankie dat julle die donkie gemaak het. Kyk 'n bietjie daai donkie het 'n kruis op. Want die donkie het vir Jesus gedra. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil eintlik hierdie een se naam verander na Cross toe. Maar ons kyk nog. Okay, gaan aan. Daar sê. Waar het jy dit gekry, Wally? Het jy vir Motti gevra? Wat? Nee. Wally, waar het jy dit gekry? O, is jou resource anoniem. Nou ja, dit is nie om Otti, dit is om Otti se eerste vrou, sy vorige vrou, sy middelste vrou en sy huidige vrou, wat daar langsom is. Gee aan Saar en om Otti 'n lekker hande klap. Maar hy was dan 'n mooi nooi. Hy was dan 'n mooi nooi. Om Otti, jong, as ek daai jare geleef het, wanneer ek, of jy haar sal behou het. Maar ook, sy is 'n mooi nooi. Kom ons gaan aan. Hy was onder die aprikoosboom. Wow, nou moet ons begin stil bly. Nee, Ansa. Nou moet ons stil bly. Gaan aan. Nou ja, teens ons hoofklaskaptein. Geef vir hom 'n hande klap. Ons hoofklaskaptein. Ons is teens is so positief.
Hy sê tot die soutwater is vir hom lekker. Daar aan die linkerkant, die ou wat die naaste aan Simon nog ooit gelyk het. Die naaste. Ek moes 3 keer kyk wie is Simon en wie is François 2. So, gee hom 'n lekker klap, gaan aan. Nou die ou links het nie 'n bekendstelling nodig, hy bly mooi maar altyd, maar regs, wie's agter hom? Wie is so oulik, jy kan die helfte van hom sien, dan lyk hy nog oulik. Maar okay, en dan Jan Hendrik, gee hom 'n lekker klap, kom ons gaan. Ai, hoeveel lang is nou vir ou Jack, nee? Maar daar in die middel, as dit nie 'n bankrower is, weet ek nie wat is dit. Die regterkantste ou weet ek is 'n weglopertjie gewees, maar ek weet nie middelkant nie. Kom ons gaan aan, hande klap vir almal. Ons boost almal vandag. Julle is pragtig. Julle, amen, amen. Regtig is dit die foto wat op was missing person. Regtig, sy's terug. En Fredo is so opgewonde. Kyk, hy kan nie. Dan ons het besluit, ons wil ook Kersfees vier. En toe het jy vir ons 'n boom gaan kry. En dan regs onder, dis na 1994. Hoe dit nou lyk hier by School of Fire. Kom ons gaan aan. Hey! Daai linkerkantste foto, waar is die twee? Ek loop toe stilletjies om hulle huis. En hulle staan 'n dans vir mekaar. En ongelukkig kan ek toe net daai foto kry wat sy haar hare so gooi vir Rupert. Maar dit is nou daar en Rupert en Pikkie, wonderlike bure. Mag daai buurmanskap hou vir ewig. En dan die onderste ou het ek met Willa, daai een het ek ingesit. Dis hartseer. Ons was lief vir Rudy. En Rudy is dood vandag. Weggegaan hier, hy's dood. Kom mense, kom ons maak reg met Jesus voordat dit te laat is. Amen, gooi hom. Daai het ek maar net gesê, as julle enige velprobleme het, kom klop aan by Tanin. shop.co.za, gaan aan. Nou hier was ons gee dit vir die varke, want hulle is te klein om vir Halloween te gebruik. Hoe sê die studente sê weer? Die studente sê Halloween is van die pad af, ek stem saam. Amen. Kom ons gaan aan. O ja, daai ou met die kurke. Kom ons waai net vir hom, is 'n nuwe man hierso. Baie welkom, baie welkom, baie welkom. Okay. Nou Esmy, waar is Esmy? In die bed siek. Okay. Nou ja, daar's Esmy met die pampoene, Mashant. En daar's ook 'n pampoen op 'n dak. Daar's die een, maar wat ek weet nie waar's duif se kop en waar's die pampoen nie. Maar okay, kom ons gaan aan. Lekker aan 'n klap vir hulle. Mense, ek weet nie. Iemand sê vanoggend vir my op Facebook, omdat ek Donald Trump se foto daar geplaas het, ons moet nie mense vereer nie, ek gaan beslis nie. Maar julle moet sien ek is nou baie ernstig oor Wally. Kom ons gaan aan. Oor die pampoene, kom ek sê net 'n ding. Ek gaan vanmiddag gou 'n paar manne kry wat ek so 50 weer gaan afwas en agter op my bakkie sit. Ek het aan my lewe om heel gebak met skillaan nog nie so lekker pampoen geëet. Ek is nou eerlik by julle. En ek vat vanmiddag vir hom van julle ook. So ek noem dit net vir julle. Okay. Gaan aan. Nou ja. Kom daar agter is Bakwe. Ons seën ons werkers in Jesus naam. En voor die ou kennetjie. Ken julle hom? Nou gee 'n bietjie aan 'n klap daar man. Daar heel langs Talisha, amptelik staan geop net waar jy is. Talisha, kom gou hier en Jordan kom gou hier. Gou, vinnig. Jy moet vinnig maak. Ons wil dit net amptelik maak. Mense, die verkiesing was 'n geweldige stryd. Maar Talisha is gekies as die hoofdogter van die skool. Geef vir haar 'n klap. En Jordan
as die hoofseun gekies. Die stryd was, geef vir hulle lekker aan 'n klap. Dankie, gaan sit maar. Prys die Here. Come on. Laris, moenie waar nie ons landerdag van jou praat. Gaan aan. En Bradley. Okay, Ek gaan help om die pampoene te was. sê weer. Ek gaan help om die pampoene te was. Ag, baie dankie man, ek waardeer dit. Mense, ek wil daai middelste hou is nie hierdie. Maar ek wil hierdie week spesifiek vra. As jy R10 spaar het. As jy R10 spaar het, jy moet ook vir God saai. Hierdie week, kom dit is 'n Leon Bless week. As elke steen wat julle op hierdie plek sien, behalwe die huis daaronder, het Leon op mekaar gesit, hier, oral. En julle al gedink as daai ou loop, wat moet hy ervaar alles? En daarom wil ek vir julle vra, hierdie week, miskien net, ja, Woensdag. Okay, hierdie week, deur die week, is dit 'n Leon Bless week. Maar moenie net vir hom iets gee nie. Sê vir hom, Jesus is lief vir jou. Ons gee om vir jou. Okay, bless hom so 'n bietjie hierdie week. Jander, kom ons gaan aan. Nou ja, gaan aan. Ek wil net sê dankie vir ander as wat die bloedbank reël. En ons besef nie eendag sal ons in die hemel sien wie se lewens gered is deur jou bloed. Iemand lewe vandag omdat jy bloed gegee het. Aurikus, eister van die eisters, gaan aan. Nou ja, gaan aan. Gaan aan. Ek kan nie almal, Roan, dankie jong, ek gaan nou nie elkeen se naam noem nie, hoor, julle verstaan mos. Kom ons kyk, staan so 'n bietjie, gaan aan. Wow, laat ons net hier by Fredo stil staan. Ek hoor Wally sê gisterand, Royce, jy wil nie baie foto's hê nie, maar Fredo bly bel en stuur foto's. So, nou ja, daar het julle. Fredo, kom gou vorentoe. Kom gou vorentoe. Hier gaan nou iets plaasvind. Ons haal die skrif aan. Ons haal die skrif aan. Wag net eers, staan net eers daar. Wag, ek wil by jou kom staan, dat ek net eers verduidelik. Die Bybel sê, of kom ek sê eers wat het die week gebeur. Hy sê daar's 'n slang by die bale, en 'n groot slang. Nou, mense wil nie so bly nie, en hy te gaan daar aan sy deur. En daarna bel hy weer, slang is weer daar, in waar ons nou moet die week die sakke gaan uithaal. Nou dink ek maar, wat 'n student ontmoet vir Jesus die week. Maar in elk geval, en of ek, maar ek is mos van die lyssoort, ek gaan agter staan. So die studente voor, so wie gaan nou die slang eerste kry? Behalwe as die slang om julle seil. Maar toe herinner dit my aan wat God gesê het. Die slang het vir Eva verlei, en God het gesê, trap op sy kop. Nee? Trap op sy kop. En dit is vandag wat ons doen, en hoor moet nou nie weer die groen mense nou stype kry nie. Ek praat nie van die fisiese slang nie, alhoewel dit lyk vir my volgens die Bybel al bene gehad voorhoor. Ek gaan nou nie daarin gaan nie. Al wat ek nou gaan sê is, die simbool is, ons moet op die slang se kop trap, ons moet op die duiwel se kop trap. Wys vir ons toe, het jy hom op die ou end gekry? Wys vir ons. Trek, hy's langer as jy. Ja, hy's langer as jy. Okay. Wag, moenie staan net so 'n bietjie daar. Jy kan nou kyk. Okay. Al die kleintjies wat wil kom kyk, kom staan gou hierso. Kom kyk. Okay. Moenie aan hom vat nie. Nee? As jy so iets sien, kom maar Nathan. As jy so iets sien, staan net so, laat hom struis afneem. Nathan staan, jy ook net hier. As jy so iets sien, dis nie 'n speelmaatjie nie. Nee. Kom staan hierso. As jy so iets sien, dis nie 'n speelmaatjie nie. Nee? Dis 'n slang. En hy moet doodgemaak word. Maar jy moet hom nie doodmaak nie. Wat doen jy as jy 'n slang sien? Jy maak so, papa! En daar hardloop jy weg. Slang! Maak gou vir ons so. Jy moet skree, papa slang! Doen dit gou. Skree gou. Skree jy? Skree jy? Papa slang! Kom nou van jy moet dit doen. Papa slang! Nou sê, jy ook. Papa slang! Daar sê, dankie vir die slang. Kom ons gaan sit. Amen. Amen. Prys die Here. Okay, sit. Ja nee, hy slaap. Okay. Kom ons gaan aan. Mense, waar trek jy tyd? Sit net. Okay.
Rolf, wag net so 'n bietjie. Rolf, baie dankie dat jy ook sit net dat jy optel die pele. Ons trek hierdie jaar by Wally die 200 plus die. Ons is amper 'n ton. Nou ons gaan as Frans wat terugkom, gaan hy vir ons 'n ding maak. Hy gaan pele goud sprei en ons gaan 'n gesamentlike trofee maak. Wat ons elke jaar opskryf. Hoeveel ton is opgetel? Nou julle klomp gaan 2026 wees. En onthou dit gaan verskyn op Facebook. Moet nou nie laat die volgende jaar sin meer optel as julle nie. So hierdie week moet julle druk, né? Dat ons gaan so 'n trofee hê en dit gaan alles vir varkos. Prys die Here. Hierdie week die span wat die meeste het. Die spanne van 4. Ek weet nie hoe werk Wally dit nie. Spanne van 4 of 5. Is julle nou een span? Oh nee, dit maak moeiliker. Maar ons kan die week 4 spanne hê en kyk wat gebeur. Die span wat die meeste het 4 pizzas. Alright. Okay, ons sal laat Stefan dit net vir ons reguleer hoe. Okay, kom ons gaan aan. Mense hoor net gou. Die ou lyk normaal, hoor. Ek sê maar net Stanley is normaal en moenie die foto versprei nie. Jy en Tonay gaan nog uit. En ons wil hê daar moet 'n breek kom nie. So moenie die storie foto. Okay. Emja, kom jy hier. Jy moet vandag vorentoe kom. Christina wil weet of is die slang ook eet. Nou hier by Sof lyk vir my is interessante goed. Nou hoor jy is kosbaar vir Jesus. Gaan sit. Dankie. Kom ons gaan aan. Wie is daar? Nee. Nou weet ek. Wow, wie is die ou regs? Ek ken nie ou student. Oh, Wallace. Hey. Wallace. Okay, gee maar lekker aan 'n klap. Wallace, kom op die verhoog, trek uit jou hemp en geen uitgevase. Kom. Okay, come on met die foto's. Nou, ek noem net vir julle hierdie Adria. Verbaas my elke dag. Sy's 'n coconut, maar los daai nou, dis 'n inside story. Maar sy verbaas my elke dag. Mense, ons is trots op jou, hoor jy wat jy vir ons doen en hoe jy die diere hanteer. Die voor jou, Talisha, almal was goed. En hoe sy binnekort sit. Ja, maar hoor gou hier en maar die regterkantste ou het nie die sloot vrywillig gegrawe nie. En daai foto gaan ek baie vir die volgende 10 jaar op Facebook gebruik. Want hy kry baie geld vir hy sloot. So, is 'n meter diep sloot vir lank wat die krokodilwater moet uitloop, nou hoef ons nie meer pompe te koop nie. En hierdie man grou. En hy grou. Kom ons gaan. Okay. Nou sien ek hoekom TMZ nie klaar kom nie. Want het word op die foon gesit. En waar is Celeste? Wow, Celeste, ag ek bedoel simfonie, wat is dit nou weer? Okay, kom ons blaai aan. Daai vrou nê, is so stil, maar sy help ons baie by die kombuis, nê? Sy help baie, dankie. Okay, kom ons kyk. Julle het weer vir EC opgesit. Kom ons gaan aan. Gaan weer aan. Hy het een pampoen gedoen. Okay. Rasisme foto regs gaan aan. Waar is linkerkantste mannetjie? Willem. Hallo Willem. Willem het hier sy tweede keer wat hy is. Sy eerste keer, hy's 'n slaapwandelaar. En het hy in Appington wakker geraak terwyl hy in die nag slaap. En toe dink hy gaan maar weg. Maar hy het weer toe dag gewandel en hy's terug. Willem, ons is lief vir jou. En dan Andri,
Jy verander by die dag, man, jy's pragtig. Geef vir ander die hande klap. En natuurlik Jordan, die Oranje rivier, hy is yster. Okay, kom ons gaan. Hier is twee dinge. Een ou wat hom sterk hou en twee mense wat ek nie weet vir wie hulle kwaad daar nie. Maar okay. Come on. Nou ja, kyk! Wie's daar regs? Wat se party is dit? Is dit hulle? Nee man, wat is dit? Ja, maar wat se... O, Chris se troue. Gee 'n bietjie ja vir Lindy aan 'n klap. Nie vir Struisie. Moenie vir Struis klap hê. Okay, net vir Lindy. En dan die BMW spennerverkoper. Gee 'n slag vir hom ook aan 'n klap. Okay, gaan aan. Hey, as my PA nou hier was, kyk, julle moet daar op TikTok gaan kyk. Kyk, daai PA van my kan nou uithang. Maar okay, gee vir haar ook 'n lekker aan 'n klap. En dan wie is die langste? Linkie of as hulle plat skoene het, wie is die langste? Okay, kom ons gaan aan. Willem, Tian is nie meer by die Stella span nie. Hy's nou EC span. Geef vir hom 'n lekker aan 'n klap, hy's 'n yster. Gaan aan. Okay, Merchant, as jy kwaad raak, moenie die mense met die hark slaan nie. Is die foto's klaar? Nou, wie staan daar regs agter? Nee man, agter Annemarie. Is dit die nekse? Okay, nee, nou sien ek. Annemarie, nou sien ek, die mense moet 'n war room kry, laat hulle ordentlik kan bid. Het julle 'n war room? Maar julle bid al? Amen, dis wat lekker is. Kom ons gee vir almal 'n lekker handeklap. Nou kom ons gaan so 'n bietjie aan, voordat ons by die worship gedeelte kom. Ek moet net kyk. Die personeel, ek het ongelukkig nie vir almal nie, en Esnale. Okay, wat het die Palestyn hier gemaak? Hy het my gevang vir een. Okay, dit is soos hulle sê olyfboom, ek weet nie, tak, en daarop staan Jerusalem. So personeel, ek het nie genoeg nie, net die personeel kan, wat op die personeelgroep is, so Stanley, dan as jy nou in daar, kan vir jou, as jy nog een het, so een kom haal, jy moet hom opsit asseblief by jou yskas, en dageliks net sê, Here seën Jerusalem. Amen. Psalm 122. Dis hy. Bid vir die vrede van Jerusalem, dan sal daar vrede oor jou lewe ook. Geen net daai een wat nie een aan het nie, ek sal hom vat, en dan sal ek vir die Palestyne bid. Nog een. Kykie, nee man, hy het my gevang vir hom, nee! Hy het lekker toegehou, te sê vir my, nee, special. Okay, ons sit hulle daar, as daar ten minste vat jy een en jy skryf Jerusalem op. Okay, die volgende wat ek wil gou verduidelik, sit net gou, so bietjie, dankie. Hier gaan ek 'n ding omstuur. Hoe sê jy? Nee, ek gaan hom nie slaan, hierdie een nie. Ek gaan hierdie een omstuur. Hierdie 3, en hulle moet terugkom asseblief. Daar waar Moses by die brandende bos was, by die berg Sinaï, die berg is ook in die Bybel as Horeb, dat jy nie deur mekaar raak nie. Want ek het al deur mekaar geraak, ek het gedink Horeb en Sinaï is 2 verskillende berge, en dan raak jy heel deur mekaar met die tog hoe hulle getrek het. Maar daar waar hy was, daar naby word hierdie klip opgetel. As jy hom klap, nou hy lyk soos 'n bos. Nou kom ons sê nou aan die brandende bos, maar dis nou nie te sê dis die replika van die brandende bos nie. Dis nou nie wat ek sê nie, maar 'n bos. En as jy hom slat nou, as binne ook 'n bos. So ek dink tog God laat sekere goedjies na.
hierdie is in Egipte, dat ons so 'n prentjie kan kry. Maar moet hom asseblief nou nie slaan nie. Dis ingeets in hom. Kom ek doen dit vir die kamera een keer. Ek kry Met 2 kleintjies. Jy moet hierna toe kom. Jy gaan nou my geslaan kry nie. En dan chip hy net, dat ek hom nou vir die kamera net gehou. So, julle sien hom, met hy die inetsing. Check out, daar's 'n bos. Hou hom. Daar's 'n bos. Daar's 'n bos. Julle sal nou nie sien nie, julle sal dit later sien. As ek dit omstuur. Okay, en daar's 'n bos. So, gaan gee hierso, laat hulle hom so deurstuur, en dan sê maar net as jy die klip kry, dankie Here, dat U vir ons prentjies nagelaat het. Amen. Dis nou maar net van interessantheid. Okay, ek dink ons gaan afsluit. Ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 vir die personeel, as hulle nou net daar by die stoep sit, kan hulle stukkies opsny. Wat is dit? Alright, hierdie is gekoop op die Via Dolorosa. Nou die Via Dolorosa is die roete wat Jesus geloop het met die kruis nadat hy geslaan is en die doringkroon op hom gesit is, toe hy nog Golgotha toe stap. En ja, so dit is daar gekoop. En ek dink persoonlik, want dit is nou vrugteseisoen in Jerusalem en in die omgewing, ek dink dit is verskillende lae vrugte wat hulle gewoonlik op nougat sit. So ja, sommer net so lekker dingetjie. Ek wil hierdie ding verduidelik. En ek is nie 'n ekspert nie, so ek verduidelik half vir die mense daar by die huis. Dis die Jerusalem kruis. Partykeer lyk hulle anderster, want hy's ook kom van die Crusaders af. Wat ek hou van hom, is die 4 kruise, wat sê, verkondig die evangelie eers in Jerusalem, en dan tot aan die 4 uithoeke van die aarde. So dit is wat ek hou van die kruis. Ek het vir François gevra om daar vir ons Handelinge 1 vers 8 in te sit. Dan is dit eers in Jerusalem, dan Judea, dan Samaria, dan tot aan die uiteinde van die aarde. Nou wil ek net vir julle noem, wat is jou Jerusalem? Jou Jerusalem is jou huis en jou dorp, wat jy moet verkondig. Dan in Judea, dis jou naburige dorp in jou provinsie. Dan Samaria is Suid-Afrika vir jou. En dan tot aan die uithoeke van die aarde. So die mense wat sê, wat soek julle in Ukraine, wat soek julle in Israel, gaan lees net jou Bybel, en dan vra jy vir Jesus, hoekom het hy so gesê? Nie vir my nie. Gaan vra vir Jesus, hoekom het hy so gesê? Maar dan het ek ook 'n waarskuwing. Jy wat niks vir God werk nie, nooit die evangelie verkondig nie, maar net op 'n vliegtuig wil spring, en dan sal jy dit in 'n ander land gaan doen. Jy's ook van die pad af. Want jy soek 'n vliegtuigride. Jy soek nie om die evangelie te gaan verkondig nie. Jy kry ongelukkig daai mense ook. Ons het hier gehad, ek kan nou by die naam noem, wat tot in Ethiopië in die tronk gesit het. Ons lei vir Jesus. En toe hulle weer hier uit is, toe gaan syp hulle vir die bottelstoer lei hulle toe. Verstaan? So ons moet na daardie goed kyk. Jy kan nie op 'n highway wees hier by School of Fire. Ek verkondig die evangelie. Maar wanneer die drank voor jou staan, die tik voor jou staan, dan verkondig jy weer Satan nie. Jy moet 'n ding hê. Nou net voordat ons, ja, ek wil nou hierdie iets doen hierso, maar nou, hierdie mic, kan ek sonder die mic praat? Ja. Okay. Ek het vanoggend en gisteraand, 'n bietjie, het ek die volgende gehad, julle moet vinnig luister. Hier is preke vir 5 ure, 6 ure. Maar Hebreërs. En toe ek Hebreërs 13 sien, toe dink ek, ja, God het eendag al met my gepraat. Staan net goed daar. God het al eendag met my gepraat. Toe mense klomp bitcoins koop. Nou of jy hom koop of nie, ek het nie teen jou nie. Daai dag mag ek hom nie gekoop het nie. Het God gesê, jy koop nie. Toe kry ek persent. Toe antwoord hy my uit Hebreërs 13. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kry dit in swak op mond in 'n kamer, kom uit, ek sê nee. En daarna toe val almal sin plat, wat dit gevat het, maar ek wat dit gekry het, my vrou ry nog vandag in die kar.
Net om vir jou te sê, woord kan jou uithelp as jy luister. Woord kan jou volmaak. Te min woord kan jou in die vlees vat en in die hel laat beland. Net so omslaan nou. Ek kyk in Hebreërs 12. En hierdie plek, hierdie hoofstuk is so vol boodskappe. Rig op die slap hande en al daai goed, maar ek wil nie daar gaan nie. Maar hoor gou. Julle, nou moet julle my hoor. Julle wat sê, maar as die drank so voor my staan, as die tik voor my staan. En hoor gou mooi, mag dit wees, laat party se ore dit vir die laaste keer hoor. Dat hulle daarna sal luister. Maar dat dit ook 'n laaste keer vir jou is, as jy nie luister nie, dat God nou maar met jou deel. Hoor hierdie woord. Want as party mense, jy moet met hulle ore oor praat oor pond, jy moet hulle ore oor praat oor drank, ore oor praat oor buite huwelike, jy moet ore oor met hulle praat oor tik, oor en oor en oor, met rook. En hoor wat sê hy? Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Niemand van julle, omdat julle nee sê vir die sonde, het begin bloei nie. Hy het gebloei vir jou sonde. Jy moet luister en nie nou staan en gehelp het. Dis heilige oomblikke. Julle is vervelig party met God se woord. Maar God jou verstand open dat jy dit verstaan in Jesus naam. Hoor gou hier wat ek sê. Niemand het nog ten bloede, as jy nee sê vir 'n sigaret, jy begin bloei jy later. Omdat jy nee sê vir hierdie sigaret. God sê, hoor nou vandag, in Hebreërs 10. Want as ons opsetlik sondig, soos 'n ou elke vakansie gaan tik koop, as 'n ou kort pond kyk, as 'n ou kort drink, elke dag 10 keer sy sigaret opsteek, dis opsetlik. Jessie, as ek met God se woord besig is, moenie vervelig vir my raak nie. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, jy het die waarheid se kennis ontvang, stop met jou rook, stop, en ek hoor hierdie week weer, dat 'n pastoor sê, Roy sal nie op sy kansel wees nie, want hy preek sonde, jou vernoot van Satan, ek wil nie daar wees nie, want jy's 'n vernoot van Satan, as jy nie teen sonde is nie. Die ander een sê, vir mense, hulle stuur vir my WhatsApp die week, sê, hulle het geopen, ek het die storie nou halfbeet, elke oggend, toe word hulle gestop, jy nie vir my vertel, hulle is gestop, omdat hulle, nou begin oor sonde praat het, of gesê het, moenie sondig nie, dis 'n mega church, ek is nie teen mega churches nie, ek glo as jy werk, dan gaan jou kerk mega raak, maar hoor gou mooi, as jy te modern geraak het, dat jou tiendes moet inkom, en mag elke pastoor wat so redeneer dit hoor, jy's liewer vir tiendes, as 'n siel wat in die hemel moet inkom. Jy's 'n vernoot van Satan. Hoor wat sê hy? Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, jy die kennis ontvang van die waarheid, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Het kom nou by my op. Pastore sê, ek hoef nie oor sonde te preek, hulle weet hulle doen verkeerd. Jy hoef dan ook nie oor tiendes te preek, jy hoor. Hulle weet hulle moet tiendes gee. So stop om oor dit te preek. Jy hoef eintlik nie meer te preek nie. Geef hulle Bybel, hulle weet wat, hulle like daai ding sê, ek hoef nie daar, man, jy's net slap. Dit is hoekom jy nie dit doen nie. Maar hoor gou, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Jy wat moetswillig aangaan, God sê moenie vanaand kom bely nie. Hoor julle wat staan nou hier? Nuwe Testament, Hebreërs, ek glo Paulus het hom geskryf. Hy sê, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Hierdie God sê dit in die Nuwe Testament. Ek wil net gou vir jou spring. Jy wat sê God straf nie meer nie in die Nuwe Testament hier. Hebreërs 12. Want die Here tugtig hom wat hy lief het en hy kastei elke seun wat hy aanneem.
Staan nie met 'n stok en hy slat jou verminkie. Ek gaan niks daaroor sê nie. Maar hoor gou mooi, hy tugtig, hy dissipline vir jou, hy praat mooi met jou, maar as jy ook die ore het, jy weet ek nou nie. Hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaak het. Jy weet so sê, hoe hou jy op? Nou die dag weer doop ek mense, ek is nou klaar met rook oom. Net daarna begin rook hulle. Moenie kap die ding nie. So, ek wil nou vir jou sê, in die naam van Jesus, raak ernstig met hierdie God, nie net hier binne nou nie. By Woensdag, as jy verby die sonde loop, moet jy nog steeds ernstig wees. Maar as jy nie deur die week Bybel lees nie, dan kan jy nie wees nie. Ek sê nou vir julle almal wat rook en suip en hoer en pon kyk, julle skeep God se woord af. En julle teer vir julle pad hel toe. Besluit vandag, wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan? Ek sluit af met hierdie. Is jy by die berg Sinaï? Is eintlik 3 berge wat ek oor wil praat, maar is 'n preek op sy eie. Is jy by die berg Sinaï of Sion? Ek gaan Golgotha nou eers uitlaat. Sion staan in Jerusalem. Dis die verbondsberg met ons in die Nuwe Testament. Sinaï is die verbond van die wet. Vanoggend wil ek vir jou vra, is jy by die wet van Sinaï of is jy by Jerusalem, by Sion? Die vrymakende krag van Jesus, wat steeds reëls en regulasies het, maar nie 'n wet vir redding het nie, maar die bloed vir redding. Kom ons bid. Vader, wanneer ons nou musiek speel, en ons salf met olie, Here, ons gaan nie by iemand stil staan nie, ek gaan nie, terwyl ek salf hier op TV ook, u gaan aanraak in die sitkamer by die werk, waar iemand kyk, u gaan nou aanraak. U Heilige Gees gaan met krag kom. En my gebed is hierdie kruis nou vanoggend. Hierdie 4 kruise. Dat mense nou aangeraak word om hulle mond oop te maak en Jesus te verkondig. Hulle kan 'n sigaret smaak verander. Chesterfield, so tippet, Here, praat hulle. Ek rook Camel, dan is hy nou kameryk. En as hy sê Wawa rook, is hy arm. Want die sigarette het hom al arm gemaak. Maar Here, dan spog hulle met hulle smake, maar hulle weet nie wat is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dit weet hulle nie, Here. Ek drink kasel en ek piepie lyn. Tippet. Ek lees die woord van God. Ek lê my hande op siekes en hulle raak gesond. Jy moet vandag besluit, wil jy 'n sonde tippet wees? Of wil jy vir Jesus wees? Here, wanneer ons nou salf, die wat wil, laat u krag val. Here, ons voeg nie, hierdie olie kom uit Kanaan uit. En dit is lekker om vanoggend te sien, ons het olie van die Holy Land. Maar ons maak niks waterolie nie. Ons maak nie olieolie nie. Ons het one that is holy. And that is God. Only God is holy. Maar is vir ons lekker, Here, as ek 'n broodjie kan eet met nagmaal wat ek die meel in Israel gekoop het. Ek geniet ook u dinge. So, hierdie is nie holy oil nie, maar die gehoorsaamheid van Jakobus. Is daar iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing, sê die laaste hoofstuk. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die sieke sal, nie miskien nie, gesond word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond word. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het gebid dat dit 3,5 jaar nie moes reën nie, en dit het vir 3,5 jaar nie gereën nie. En Elia het weer gebid, en dit het gereën. Wanneer een sondaar hom van sy sonde bekeer, is daar party, dis my eie vertaling, hy laaste vers, is daar party in die hemel.
Amen. Kom ons loop. Soos klaar gesalf het, hou jy dit som. En dan bid jy vir siekes, dat hulle gesond raak, hou so. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Nou ek eers Nathan, waar is hy? Ok, toe maar. Onthou, ek sit syne hier want ek wil syne salf. Nathan is 'n gesalfde van die Here in Jesus naam. Onthou, syne is hierdie kant. Ok. Ons sal later by Christina kom. Moet nou nie nog salf, daar hardloop sy nou met 4 rond. Ok. Ok. Prys die Here. Terwyl julle speel. Hulle het geoefen en ek kon krap hulle heel deur mekaar met die Here. Julle sing net. En ek gaan beweeg. Ek gaan nie hardop bid nie, so hulle kan maar hardop sing. En jy steek net jou hand op as ons verbykom, as daar moet iets gebeur. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. And as my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine Die Here is lief vir jou. God gee om vir jou. Kom ons lees meer Bybel. Kom ons besoek 'n kerk wat warm is vir God. Hou op die foute soek en gaan en dien God. En asseblief, dien hierdie Jesus. Jesus like jou.